Sielskoffie uit die hart. So baie kere wonder ons, waar is God? En soms voel ons so onbeskryflik alleen, asof niemand ons liefhet of daar is vir ons nie. Dit is natuurlik die werk van die vyand, wat wil hê dat ons so moet dink en voel, want as kinders van die koning weet ons mos dat God altyd met ons is, en dat hy die een is wat ons onvoorwaardelik liefhet. Net omdat ek en jy hom nie fisies kan sien nie, beteken nie dat hy nie daar is nie. God funksioneer in 'n dimensie wat ons nie hier op aarde kan sien nie, maar wel geestelik kan ervaar. Hierdie was 'n woelige week in my lewe, vol verantwoordelikhede. En na 'n lieflike 2 weke vakansie het dit die oomblik wat ek terugkeer gevoel, asof ek nooit weg was nie. My seun werk tans in die Bahamas op 'n charterboot en ek kry onverwags foto's en 'n video van hom wat seer gekry het. Sy ken is oopgesny en iemand is besig om hom verdowingsinspuitings te gee om die sny te kan toewerk. My hart mis 'n bons of 2 en ek kan fisies voel hoe dit pyn vir my kind se onthaalwe. Met alles in my wil ek daar wees by hom, net om te kan sê, alles gaan oukei wees. My hart sink in my skoene, want 'n ma se hart is daar waar haar kinders is. Toe ek uiteindelik met hom telefonies kon gesels, besef ek net weer eens dat God altyd daar is vir sy kinders. Maak nie saak wat nie, want my seun is op 'n yacht in die Bahamas, waar sou hulle so gou 'n dokter kry om hom te kon help? Hy sê my toe, mamma, daar was 'n welbekende Amerikaanse dokter met vakansie op die boot wat langs ons seil, en hy kon my onmiddellik help. Dankie, Here. U het gesorg dat daardie dokter op die regte tyd op die regte plek is om my seun te kon help, en hy is veilig in Jesus naam. 2 dae later kry ek nog nuus dat my jongste dogter, wat vir 'n bekende lugredery werk, haarself in Ghana bevind en iets geëet het wat haar siek gemaak het. Sy is in 'n ambulans op pad hospitaal toe met erge diarree. My hart sink weer eens, want ek is nie by haar nie. Here, asseblief, ek weet u hand is oor haar, en u bloed beskerm haar en hou haar veilig. Ek bid nou u genesing oor haar liggaam in Jesus naam. Sy word opgeneem en onmiddellik op 'n drip geplaas om te keer dat sy dehydreer. Sy sê my na die tyd, mamma sal dit nie glo nie, maar die ambulansman wat my gehelp het, is van Suid-Afrika en kon met my in Afrikaans kommunikeer, en dit het my so veilig en gerus laat voel. Dankie Jesus, u bly getrou en my gebed is verhoor. My kind is veilig en gesond. Wat is die kans dat dit toeval was? Ons as kinders van God glo nie aan toeval nie, maar wel dat ons Vader alles altyd vir ons ten goeie laat uitwerk. Dat God sy kinders beskerm, te alle tye en oral waar ons gaan. Ons sal altyd kinders bly, God se kinders. Hy het sy kinders so lief, dat hy ons nooit alleen sal los nie. Die intensiteit wat ek in my hart beleef het, omdat ek nie by my kinders kon wees in 'n oomblik van onsekerheid nie, het God ingetree, omdat hulle eerste sy kinders is, en hy altyd daar is
om ons onvoorwaardelik lief te hê met 'n intensiteit wat nie ek of jy in hierdie riehalm waarin ons leef sal kan verstaan nie. Hy wil dit ook vir jou doen. Vertrou hom met alles binne in jou. Weet jy is ook sy kind en dat hy ook daar is vir jou elke oomblik van jou lewe. Ons gesels gou weer.